Goeiedag en baie welkom hier by Inspireer, waar ons inspirasie uit die woord van God uitkry. Dit is lekker om saam met jou hierdie week te reis en soos altyd, dankie vir jou likes en jou shares en die feit dat jy hierdie boodskap versprei, nie net deur ons land nie, maar daar's mense selfs uit Australië en reg oor die wêreld wat kontak maak en sê ons kyk saam. So shout out vir julle. Ons sê vir julle dankie dat jy die like en die share en as jy op YouTube kyk, die klokkie druk en subscribe. Ons waardeer dit. Ons is besig met die tema hou aan groei en ek en jy kyk nou, hoe kan ek en jy bly groei in Christus, in sy woord, deur die inspirasie van die Gees en dis waar ons saam reis hierdie week. So, vanoggend is ons daar by Filippense 1 vers 9 en dit sê, weet julle waarvoor bid ek? Hy sê, ek bid dat julle al hoe nader aan Jesus sal leef. Dit is moontlik as julle bereid is om uit julle geestelike ervarings te leer. En hy kom sê iets hierso van, ons kan nader aan Christus beweeg, sê Paulus, wanneer ek en jy uit ons geestelike ervarings leef. Maar dit beteken 'n paar dinge, dit beteken ek en jy moet ontslaa raak van hoogmoed. Ek en jy kan erken as ek 'n fout gemaak het. Ek weet, dit is moeilik vir sommige mense. En veral vir ons Afrikaans sprekende, ons is altyd reg. Maar ons moet op 'n plek kom waar ek kan sê, hoor jy, ek het 'n fout gemaak, kan ek op 'n plek kom waar ek kan om verskoning vra in opregtheid, waar ek werklik kan jammer wees oor die dinge wat ek gedoen het, dat ek sit met 'n stuk berou oor iets wat ek gedoen het. En hy sê, as ons bereid is om dit te doen, dan leer ons uit ons verlede uit. En ek wil nie net sê ons foute nie, maar die kere wat ons afgedwaal het, die versoekings wat op ons pad gekom het, wat ons nie heeltemal weerstaan het nie. En wanneer ons dit doen, dan leer ons in daai plek uit. En die uiteinde daarvan is, sê Paulus, ons beweeg nader aan Christus. En ek wil nie vir jou sê, geloof en geloof in Christus is 'n trial and error nie, want dit is glad nie dit nie. Maar wat ek vir jou wil sê is, as ek en jy bereid is om te erken dat ons foute maak, te erken dat ons nou en dan afvallig is en sondig is, dit bely voor die Here en leer uit dit uit, dan, sê Paulus, kan ek en jy nader aan hom beweeg. Dis hoe ek en jy in hom groei. Deur nie so hoogmoedig te wees om te dink dat, my foute, is ligter as enigiemand anders sin, of ek maak nooit foute, of ek is altyd reg. Maar mag ons die minste wees, soos Christus ons beveel, mag ons 'n stukkie eerlikheid, of nie 'n stukkie nie, maar baie eerlikheid, opregtheid in ons hart hê, en mag ons leer om sodoende nader aan hom te beweeg. Kom ons bid saam. Here, ons eer en ons sê vir dankie vir die voorreg wat ons het, Here. Dankie dat U ons vandag kom bewus maak deur U Gees, Here, dat die dinge wat ons fout gemaak het, Here, daar waar ons dalk skeef getrap het, Here, dat ons kan leer uit dit uit, maar meer as dit, ons kan sterker terugkom in 'n sterker verhouding met U staan, en daarvoor, Here, eer ons U. Dankie dat dit nie 'n doodsvonnis is wanneer ons 'n fout maak of sondig, Here, maar dat U altyd daar is met oop arms om ons terug te vat, Here. Ek bid vir harte wat weer na U toe draai, ek bid vir mense wat geen vorm van hoogmoed in hulle lewe het, maar wat nederig leef en hulle foute erken, dit aan U bely, Here, sodat U hulle kan vergeef, soos U in die woord sê. Dankie vir mense wat vry is, Here, vir mense wat U ken, Here. En dit alles omdat ons leer uit ons eie geesteslewe uit. Ons eer U daarvoor in U naam Jesus. Amen. Dankie dat jy saam ons kuier, jy moet 'n amazing dag hê. Ons sien jou môre weer. Totsiens.